Goeienaand, liewe broer en suster. Dis vandag Hemelvaartdag, die dag wat ons dink aan ons Here Jesus wat hemel toe is. Baie welkom ook by hierdie paar minute wat ons net tyd gaan saam spandeer om te dink oor die betekenis van Jesus se hemelvaart. Here, ons bid dat U woord vir ons sal oopmaak, dat ons ook vanaand iets nuuts sal begryp rondom die betekenis van Jesus se hemelvaart. Help vir ons daarmee deur U Gees, Here. Amen. Ons gaan vanaand saam lees net 'n paar verse uit Hebreërs hoofstuk 12. Ons gaan lees vanaf vers 1 tot 3. Terwyl ons dan so 'n groot skare geloofsgetuies rondom ons het, laat ons elke las van ons afgooi, ook die sonde wat ons so maklik verstrik, en laat ons die wedloop wat vir ons voorlê met volharding hardloop. Die oog gefestig op Jesus, die begin en volëinder van die geloof. Terwille van die vreugde wat vir hom in die vooruitsig was, het hy die kruis verduur, sonder om vir die skande daarvan terug te deins, en hy sit nou aan die regterhand van die troon van God. Hou hom voor oë, wat so 'n vyhandige optrede van die sondaars teen hom verdraai het, dan sal julle nie geestelik moeg word en uitsak nie. Oor die algemeen is Hebreërs nie 'n boek waarmee ons goed bekend is nie. Ek het hierdie week gaan kyk en tot my skok besef dat ek in al my jare as predikant nog net 3 keer uit Hebreërs gepreek het, ten spyte van al die wonderlike waarhede wat vir ons in die boek opgeteken is. En daarom het ek besluit dat ek vandag, as ook volgende week met ons Pinksteroordenkings, enkele gedagtes uit hierdie boek met julle wil deel. Maar net eers op 'n ligter noot. Ons weet nie wie Hebreërs geskryf het nie. Daar sal baie bespiegel oor wie die outeur kon wees, maar niemand weet met enige sekerheid nie. Gedurende my universiteitsjare het ons meestal mondelinge eksamens afgelê. Tydens so 'n mondeling vra professor Frikkie Botha, een van ons dosente in Nuwe Testament, vir die student wat voor hom sit, wie Hebreërs geskryf het. Die student het skoon vergeet dat ons nie weet wie die boek geskryf het nie, en hy het al hoe meer gesweet terwyl hy probeer om te onthou wie die outeur was. Naderhand sê hy baie benoud: "Professor, ek het geweet, maar die naam het my nou ontgaan." En professor Botha antwoord hom toe met 'n vonkel in sy oog: "Ag nee meneer, tot 'n paar minute gelede was dit net jy en die liewe Here wat geweet het wie Hebreërs geskryf het, en nou gaan staan jy en vergeet wie dit was." Alhoewel ons nie weet wie Hebreërs geskryf het nie, is dit duidelik dat dit geskryf is aan gelowiges wat vanuit die Joodse geloof tot bekering gekom en Jesus begin dien het. Dit is ook duidelik dat hierdie gelowiges baie gelei het en bespot is oor hierdie keuse. Ons lees byvoorbeeld in hoofstuk 10 vers 32 tot 34: "Dink terug aan vroeër dae, toe God julle tot die lig gebring het, hoe julle in die stryd staande gebly het, toe julle baie moes ly. Deels is julle deur beledigings en vervolging openlik tot bespotting gemaak, en deels het julle gelei omdat julle vereenselwig het met ander wat hierdie dinge oorgekom het. Julle het met die gevangenes meegevoel gehad, en toe op julle besittings beslag gelê is, het julle dit met blymoedigheid aanvaar, omdat julle geweet het dat julle 'n besitting het wat beter en blywend is." In hierdie brief, sommige kenners reken ons moet dit eerder beskou as 'n preek, word die gelowiges dan aangemoedig om te volhard in hulle geloof en om nie langs die pad uit te sak nie. Want ongelukkig gebeur dit. Mense begin om met groot ywer die Here te dien, maar op 'n stadium raak dit moeite, en dan gee hulle moed op. Ons almal ken sulke mense. Mense wat dalk op skool toegewyde Christene was, maar wat later in die lewe hulle geloof afgelê het. Ek weet selfs van 'n klompie predikante wat saam met my studeer het, wat intussen geheel en al hulle rug op die Christelike geloof gedraai het. Daarom word die gelowiges in hoofstuk 12 vers 1 en 2 opgeroep om die wedloop wat vir ons voorlê met volharding te hardloop, die oog gefestig op Jesus, die begin en volëinder van die geloof. Die woord wat hier gebruik word om te sê dat ons oog op Jesus gefestig moet hou,
is 'n baie sterk uitdrukking wat letterlik beteken om konstant aan Jesus te dink, sonder dat iets ons aandag van hom af weglei. Soos wat 'n 100 meter atleet by die wegspringblokke totaal gefokus is op die wenpaal, so word die gelowige opgeroep om totaal gefokus te wees op Jesus Christus, die begin en volëinder van ons geloof. Die woord wat hier vertaal word met Jesus die begin, het eintlik die betekenis van 'n baanbreker. Iemand wat iets gedoen het wat geen ander persoon nog ooit voor hulle gedoen het nie. Soos Neil Armstrong, wat die eerste persoon is wat op die maan geland het. Of Chris Barnard, wat die eerste hartoortplanting gedoen het. Of Edmund Hillary, wat die eerste persoon is wat die toppunt van Mount Everest bereik het. Na hulle het baie ander mense dit ook gedoen, ook op die maan geloop, ook hartoortplantings gedoen, ook Mount Everest uitgeklim. Maar hulle het by die baanbrekers geleer hoe om dit te doen. En Jesus word hier beskryf as die baanbreker van ons geloof. Hy het voorgeloop en ons volg in sy voetspore na. En terwyl ons op hom gefokus is, volg ons ook sy voorbeeld na, sodat ons ook die wenpaal kan bereik. Ons leer konstant by Jesus wat dit beteken om hierdie geloofspad te bewandel. Nadat Jesus sy doel op aarde bereik het, naamlik om te ly en te sterf, sodat ons van die mag van die sonde gered kan word, soos ons verlede Sondag in Lukas 9 gesien het, het Jesus opgevaar na die hemel toe. Maar dit is nie asof hy nou net daar sit en niks doen nie. Herhaaldelik word daar in Hebreërs daarop gesinspeel dat Jesus vir ons by die Vader intree. In hoofstuk 9 vers 24 lees ons, hy het in die hemel self ingegaan om nou ter wille van ons voor God te verskyn. En in 7 vers 25, hy lewe vir altyd om vir hulle by God in te tree. Toe ons verlede jaar met Openbaring besig was, het ons in Openbaring 3 vers 5 die wonderlike versekering gekry, ek sal nooit hulle naam uit die boek van die lewe uithaal nie, en ek sal voor my Vader en voor sy engele verklaar, dat hulle aan my behoort. As ons aan Jesus se hemelvaart dink, dan dink ons daaraan, dat hy voortdurend vir ons by die Vader intree, dat hy voor sy Vader verklaar, dat ons aan hom behoort. Wat 'n ontsettende troos, is dit nie vir elkeen van ons nie. Maar dit is ook Jesus, wat ons aanmoedig, om in sy voetspore te volg, op pad na die wenpaal toe. Jesus was die baanbreker, het ons gesê, maar Jesus is ook, soos die Engelse sê, ons cheerleader, die een wat ons voortdurend aanmoedig, om nie moed op te gee nie. Hy het bewys dat dit moontlik is om die geloofspad tot aan die einde te bewandel, en met ons oë op hom gefestig, waar hy aan die regterhand van God sit, doen ons hom dit na. Terwille van die vreugde wat vir hom in die vooruitsig was, het hy die kruis verduur, sonder om vir die skande daarvan terug te deins, en hy sit nou aan die regterhand van die troon van God. Hou hom voor oë, wat so 'n vyhandige optrede van die sondaars teen hom verdra het. Dan sal julle nie geestelik moeg word en uitsak nie. Geliefdes, ek en jy is besig met die wedloop van die lewe, om te voorkom dat ons nie moeg word en uitsak nie. Hardloop ons met ons oog gefestig op Jesus, die begin en volëinder van die geloof, daar waar hy aan die regterhand van die troon van God sit. Kom ons moedig mekaar voortdurend aan om hierdie wedloop suksesvol te voltooi. Here, baie, baie dankie dat ons weet dat Jesus nie afgetree het toe hy na die hemel toe opgevaar het nie. Dankie dat Jesus nog steeds aktief elke oomblik besig is in ons lewe, dat hy besig is om vir ons die voorbeeld te stel van die pad wat ons moet loop, dat ons nog steeds in sy voetspore kan loop, en dat ons oog op hom, die begin en volëinder van ons geloof, gefestig kan hou. Here, help vir ons om nie moeg te word en uit te sak in hierdie wedloop van die lewe nie.
Gee vir ons elke dag krag, dat ons kan voortgaan, ons oog op Jesus Christus gefestig. Ons vra dit in U naam. Amen. 'n Baie lekker aand vir elkeen van julle. Dankie dat julle saam geluister het.